So daai ei wat jy so lekker eet op 'n hamburger. Jy ooit gewonder waar begin daai ding? Waar kom hy vandaan, nê? Hoe werk eie saad en waar begin hulle? Klein Karoo saadproduksie. Waarskynlik een van daai geheime wat min mense van weet. As jy deur die Karoo ry, dan lyk dit nie so nie, nê. Hulle eie saadprogram is een van daai goed wat die hartklop van die Karoo is en regtig maak dit hierdie boere op hulle plase bly. Maar ons kyk 'n bietjie met die saadproduksie waar dit begin. Al daai tipe van goeters. Kom ons luister. Goeiemiddag almal. My naam is Malcolm Wagner, vir diegene wat my nie ken nie. Saam met my is Fabian Sova en dan het ons ook vir Gladlyn Brown daar in die agtergrond onder die leiding van meneer Burger, ons produksiebestuurder, en Rian Lambrecht, ons area bestuurder, en dan ook met die samewerking van ons uitstekende saailing en bolkwekers is ons verantwoordelik vir die plantmateriaalproduksies van Klein Karoo saadproduksie. Net so 'n bietjie agtergrond oor die maatskappy. Klein Karoo saadproduksie is 'n groente saadproduksiemaatskappy wat spesialiseer in 'n verskeidenheid van groentegewasse, waarvan eie saad 'n groot gedeelte uitmaak. Hoe werk die proses? Die proses begin by die kliënt wat 'n bestelling plaas by Klein Karoo saadproduksie. Die kliënt verskaf die moedersaad. Die moedersaad, as dit aankom by ons, dan word daar 'n sampel getrek wat gestuur word tot by Seed Quality Service, ons laboratorium. Daar word daar vir ons 'n ontkieming en 'n planttelling gedoen en dan gebaseer op die inligting en ook met 'n paar aanbevelings vanaf die kliënt self word die moedersaadlyne dan geallokeer aan 'n sailingkweker wat kan wees 'n kwekery of 'n saadbed. Nou, in die kwekery saai ons gewoonlik so vanaf April maand af. Die tipe treis wat ons gebruik kan wissel tussen enige iets vanaf 200 plaks per trei tot by 300 plaks per trei. Ons mik gewoonlik om so plus minus 5 of 4 sade te saai per plak. Wanneer 'n kieming onderkant 80% is, sal ons 5 sade per plak saai en wanneer 'n kieming bo 80% is, sal ons 4 sade per plak saai. In die kwekery is dit baie belangrik dat ons elke variëteit merk met 'n bordjie wat dan sal aandui hoeveel laaie gesaai is van die variëteit naam en dan ook die saai datum van die spesifieke variëteit. En om al die variëteite te onderskei van mekaar of elke trei van die ander variëteit te onderskei, sal ons dan ook elke laai merk met sy eie label. Die groeiperiode in die kwekery wissel enige iets vanaf so 9 weke tot by 11 weke. Sodra die saailinge nou reg is om uitgeplant te word, dan word dit getrek in sakke of dit word dan nou net so in laaie geskuif tot by die bolkweker. As ons plantmateriaal skuif in sakke en in kratte, dan sal ons verkieslik die gebruik maak van verskillende kleursakke om net tussen die variëteite te kan onderskei en om verwarring tot 'n minimaal te beperk as die saailinge nou aankom by die bolkweker. In die saadbed saai ons ook so vanaf April maand. Die saaidigtheid wat ons voormik in die saadbed is enige iets vanaf so 11 miljoen lewendige sade tot op 13 miljoen lewendige sade. Van daai lewendige sade verwag ons dat so tussen 50 en 65% van die lewendige sade moet vir ons bruikbare saailinge gee. Die besproeiing wat ons hoofsaaklik gebruik vir plantmateriaalproduksies binne in die saadbed is hoofsaaklik kleiner spulpunte en dan ook uitpakspuite. Die rede hoekom ons die kleiner spulpunte gebruik is maar net om seker te maak dat as ons nou sterk winde begin kry, dat ons die spulpunt vinnig genoeg kan nat maak. En dan het ons ook so 2 ander maniere wat ons gebruik om net te beskerm teen windskade. Ons saai koorrog tussen die rytjies. Die koorrog word so gesaai tussen of so 21 dae voor die saai van die eie. En dan so plus minus 2 weke na die saai van die eie sal ons dan nou die koorrog doodspuit met 'n grasdoder.
Nog 'n manier wat ons gebruik om bietjie beskerming te gee teen windskade, as ons sal dan nou rondom die spulpunte of lande wat ons die saadbed op produseer, sal ons dan nou bale pak, net om so bietjie ekstra beskerm teen die wind te gee. Gewoonlik die grootste uitdaging met die wind is die sandblasting wat hy kan gee op 'n baie jong saailing. As hy nog net sy eerste vlagblaar het en hy kry daar skade, dan haal hy hom heeltemal uit. In die saadbed is dit weer eens baie belangrik dat ons elke variëteit merk met 'n bordjie wat dan sy variëteitnaam aandui en dan ook die saai datum van die spesifieke variëteit. Om enige risiko's vir vermenging nie uit te skakel nie, maar net 'n bietjie om net te help dat ons bietjie meer beskerm is teen risiko van vermenging, sal ons ook nie noodwendig 'n rooi ei langs aan 'n rooi ei saai nie. Ons probeer altyd gebruik maak van kleursplits. So ons sal byvoorbeeld waar dit moontlik is nie altyd moontlik nie, 'n rooi ei, 'n geel ei en dan 'n bruin ei saai. Die groeiperiode in die saadbed is ongeveer so 13 weke, so bietjie langer as in die kwekery. Sodra die saailinge dan nou reg is om uitgeplant te word, dan sal ons hulle trek in kussies en die kussies word dan nou geskuif tot by die bolkweker. Saailinge wat geproduseer word in die saadbed en in die kwekery word dan uitgeplant by 'n bolkweker. Ons plant gewoonlik uit hier vanaf Julie maand. Die plantestand wat ons dan nou voormik in die bolproduksieland is enige iets vanaf 1 miljoen saailinge tot by so 1.25 miljoen saailinge. Die verwagte realisasie per hektaar sal dan wees enige iets vanaf 800.000 tot 900.000 bolle. Afhangende van verskillende faktore kan 'n mens mos nou baie beter doen of jy kan baie swakker doen. Dit sal maar net baie vreemd wees as jy nou meer bolle oes as wat jy saailinge uitgeplant het. Ons gebruik hoofsaaklik 'n roller om die gaatjies te maak waarin ons die saailinge uitplant, maar daar is gevalle waar ons die grond so bietjie swaarder is, en dan as ons nou bietjie reën kry voor ons moet uitplant, dan begin die planter aanpak en in daai gevalle sal ons dan gebruik maak van 'n kragegg wat dan die rytjies vir ons trek en dan plant ons binne in die rytjies. Dieselfde soos met die saadbed, dis iets wat ek baie herhaal, maar dit is baie belangrik. Dieselfde met die saadbed, die kwekery, is dit ook baie belangrik om weer jou variëteite duidelik te merk as jy dit nou uitgeplant het. So ons merk elke variëteit dan nou in die bolproduksieland met 'n bordjie wat dan nou die keer sy variëteitnaam en sy uitplantdatum sal aandui. Weereens maak ons ook gebruik van kleursplits. Dit is 100% dieselfde soos ons dit doen in die saadbedmetode. Daar is nou 'n baie mooi foto wat ons het van, of in my oë is dit 'n baie mooi foto wat ons het van as die saailinge net uitgeplant is. En dan in die volgende foto het ons dan nou net so, probeer ons net bietjie wys van hoe lyk die saailinge op tussen 6 en 8 blaar stadium, 40 tot 50 cm hoog. Daar kan ons ook nou duidelike verskille tussen die twee variëteite sien wat langs mekaar geplant is. En dis ook, ons kyk deurlopend deur die proses vir aftipes, maar uit my ondervinding uit is hier waar jy nou duidelike aftipes binne in variëteite kan begin raak sien en kan begin verwyder. Afhangende van die variëteit, die plantdatum, die area waarin dit geplant word en ook die produksiemetode wat ons gebruik om die bolle te produseer, sal die eie nou enige tyd vanaf middel Oktober af tot die laaste einde Desember begin val. As die eie nou begin val, dan sal ons hulle optrek in windrye. Wat ons gewoonlik doen is, ons vat 3 uitgeplante rye en ons maak 1 windry van die eie. Plus minus 'n week na uitplant,
Dan sal ons die eie bedek met strooi om net so bietjie beskerming te gee teen sonbrand. Die eie lê dan nou onder die strooi vir ongeveer 2 tot 6 weke, afhangende van hoe dik dit bedek met strooi is en dan ook of dit aan die eerste plek bedek is met strooi. Sodra ons 'n bietjie reën kry op die strooi wat die eie deurnat maak, dan sal ons die eie oopmaak vir 'n dag of 2 laat oop lê en dan weer toemaak sodat dit verder kan kue. Na die droging dan begin die knipproses om ontslae te raak van die lof en die ekses wortels. Om die eie te knip het ons 2 maniere. Die eerste metode is die tradisionele metode waar ons gebruik maak van handearbeid. Die eie word dan geknip met die hand, in kussies gegooi. Die klaargeknipte eie word dan in bins gegooi en van daar word dit geskuif tot by die binstoor. Die tweede metode wat ons gebruik is 'n meganiese knipper. In die geval word die eie weer eens opgetel van die land af, met die lof, in kussies gegooi en dan van die kussies af word dit in bins gegooi, dan word dit stoor toegeneem waar die meganiese knipper staan en dan word dit deur die meganiese knipper gegooi en dan kom die bolle sonder lof aan die ander kant uit. Die bolle word dan geskuif tot in die binstoor. In die binstoor probeer ons weer eens die eie in die bins in windrye pak. Ons probeer elke bin, ons merk elke bin baie duidelik met 'n label en elke bin het 'n unieke binnommer. Tussen variëteite maak ons gebruik van verskillende kleurkaartjies, net om seker te maak dat as die eie deur die vergyserdrywer kom haal word, dat hy nie net moet kyk vir die variëteit nie, dat hy die duidelike onderskeid kan tref tussen variëteite deur verskillende kleurkodes te gebruik. Sodra ons nou genoeg bins in die binstoor het, dan begin die afsak en die sortering van die eie. Soos julle daar kan sien, het ons mannetjies, sak ons af in groen sakkies met blou labels. Die wyfies sak ons af in rooi sakkies met pink labels en dan die ooplyne sak ons af in rooi sakkies met wit labels. Die afsak en die sortering word gedoen volgens grootte en dan word daar ook deeglik tellings gedoen van elke grootte sodat ons kan bepaal met hoeveel bolle van elke lyn ons op die einde van die dag sit. As ons nou klaar is met 'n variëteit, nie net met 'n variëteit nie, met 'n moederlyn, dit kan nou wees met die mannetjie, voor ons met die wyfie begin, dan word die hele stoor skoon gemaak. Na die eie oor die paklyn is, dis nou in sakkies, dan begin ons met die pallettiseringsproses. Die pallettisering word dan ook nou gedoen volgens grootte. Elke palet word gemerk met 'n unieke paletnommer. Die palet kry ook 'n poster wat aandui wat 'n variëteit dit is of wat 'n moederlyn dit is in die geval van 'n baster. Ons probeer weer eens gebruik maak van kleurkodes, so die posters. Ons probeer om nie dieselfde kleur poster te gebruik vir dieselfde mannetjie of die wyfie of enige variëteit wat langs aan mekaar staan nie. Weer eens net om verwarring en enige risiko's te probeer uitskakel. Indien daar nou 'n variëteit bolle oorbly van dieselfde variëteit, maar verskillende groottes. In so 'n geval sal ons dan nou mixpalette begin opmaak, maar nie mixpalette tussen verskillende variëteite nie, net mixpalette tussen verskillende groottes, net om seker te maak dat al die bolle op palette is. Na die bolle nou in die paletstoor, of as die bolle nou in die paletstoor staan, dan begin die groot uitdaging van die logistiek om die bolle dan nou by die saadkwekers uit te kry. Vir die vorige seisoen het ons begin met plus minus 2 tot 3 vragte wat ons skuif per dag. Ons het gepiek op plus minus 9 vragte per dag, net om dit duidelik te maak dat 'n vrag is 'n volle link. In totaal het ons ongeveer 300 links geskuif vanaf ons beginpakket in November
tot in plus minus maart maand wat die laaste vrag die bolkweker verlaat het. In die volgende seisoen gaan dit aansienlik toeneem, so dit is baie belangrik om seker te maak dat vir die bolle om in tyd oor die paklyn te kom en in tyd voor die uitplantdatum van die bolle by die saadkweker uit te kom, is dit nou baie belangrik dat die bolle of dat die saadkweker gereed is om die bolle te ontvang, soos ooreengekom met die betrokke saadproduksieadviseur. Dan het ek nou so 'n paar interessante punte. Ek dink, as ons nou op die skool was, sou die onderwyser nou gesê het, jy moet highlight, jy sou die volgende moet highlight. Daar's verskeie maniere hoe mens saad kan produseer. Van hulle is baie algemeen, van hulle is nie so algemeen, of een weet ek is definitief nie so algemeen nie. Die eerste ene is, jy kan jou moedersaad saai, en dieselfde land kan jy jou eindproduk, jou saad oes. Die tweede metode is 'n bietjie, nie algemeen nie, maar dit word wel gebruik, is iets waarvan ek bewus is, wat ek al gesien het, ek het al 'n paar produksies deur die hande. Dit is wanneer jy jou moedersaad saai in 'n kwekery, die plaks word dan uitgeplant, en dan word die saad word dan geoes vanaf daai saadland. Dit sal wees 'n saailing saadland. Die derde metode is metode wat ons gebruik in die Noord-Kaap en dan ook 'n bietjie in die Sandveld. Dit is waar ons die moedersaad direk saai in die bolproduksieland. Die bolle word dan geoes, gaan deur allerlei prosesse wat ek nou verduidelik het, en dan word dit geskuif tot by die saadkweker, en die saadkweker oes die saad. Die laaste en die mees algemene metode, omtrent so plus minus 80% van ons saadproduksies word op die manier gedoen. Dit is wanneer ons saad saai in 'n kwekery of in 'n saadbed. Die saailinge word dan uitgeplant in 'n bolproduksieproses. Die bolle word geoes, die bolle word dan geskuif tot by 'n saadkweker, en dan word die saad geoes by die saadkweker. Nog 'n interessante feit, miskien nie albei in die toekoms, nabye toekoms of verre toekoms. Om 1 hektaar saadproduksie te haal, het ons omtrent so 150 na 160.000 bolle per hektaar nodig. Om veilig te wees, sal ek altyd vir 'n kliënt aanbeveel om vir ons plus minus 500.000 lewendige sade te stuur, om die 160.000 bolle te kan realiseer op die einde van die dag. Ons kan met minder wegkom, maar ons plant op die stadium so 201, of vir die volgende seisoen het ons 281 verskillende ouer lyne wat ons uitplant. So om die bestellings volhoubaar te kan hou, begin ons met die versoek van 500.000 lewendige sade per hektaar. Indien ons nou nie 500.000 lewendige sade per hektaar kry nie, dan kan ons gebruik maak van 'n kwekery waar die realisasies heelwat beter is as in 'n saadbed. Daar kan ons wegkom met ongeveer 350.000 lewendige sade om 1 saadproduksie hektaar te haal. Baie dankie. So nou weet jy hoe gaan jy van 'n saad na 'n bol na produsent toe op die einde van die dag na jou hamburger toe. So, as jy belangstel om dalk self eie saad te produseer of sommer net in die eie game, saad, Klein Karoo, saadproduksie, linkie bo of hier onder. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.